Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. Van die kerkraad se kant af, net die volgende afkondigings. Daar's geen katekisasie na die erediens vir die laerskoolkinders nie. Ons het vanmiddag Bybelstudie in Langebaan by oom Abraham en tannie Elsa Singel se huis. Die 7de, dis Dinsdag, is daar gemeente aksie kommissievergadering. Die 9de, dis Donderdag, het ons Bybelstudie in Dwarskersbos en aan die 11de, dit is Saterdag, het ons 60-plussers se ontbyt in Langebaan. Die 18de is dan ons kuier en kersmark. Daar is ook meer inligting op die mosterdsaadjie en op die bord daaroor beskikbaar en ons kollekte by die deure is vir die Bolandse bedieningsfonds. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen. Kom ons staan dan, sing ons saam Psalm 81 as loflied. Ons sing saam vers 1, vers 2 en vers 11. Psalm 81. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het, deur sy sterkte eer. Hom die groote God wat weer feesgenot vir sy volk berei het. Ons saam ook vers 2 en dan besonder vers 11 en vers 12. Vers 11. Ek is God en Heer wat die volk bevry het. Ek en niemand meer wat al deur my hand uit Egipte land veilig uitgelei het. Ons staan dan sing ons 'n loflied tot eer van die Here en daarna bely ons geloof saam. Saam met gelowiges van die vroegste eeue en reg oor die wêreld bely ons geloof saam in ons harte in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Nadat ons laasweek deeglik gefokus het op die wet van die Here, lees ons vanmôre saam as deel van ons verootmoediging uit Efesiërs hoofstuk 4. Ek lees vir ons vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle is met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien.
Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. As deel van ons verootmoediging sing ons skrifbereiming 17:1. En besonder die woorde wat die Here Jesus aan die einde van Matteus 6 sê en wat ons ook nou saam sing vers 6. Soek eers die koninkryk der hemele en God se geregtigheid, dan laat hy seën druppel uit die hemel vir elke dag, die dag se maat. Terwyl ons so bly sit, skrifbereiming 17:1 vers 1 en vers 6. Geliefdes, kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie dat ons opnuut op 'n nuwe weksdag, so op die begin van hierdie week, weer bymekaar mag kom as u volk. Ons dankie dat u vir ons 'n geleentheid gee om weer u woord te hoor. Maar dat dit nie net is die woorde van 'n boek nie, nee, dat u ook vanmôre saam met ons hier vergader, dat u persoonlik ook met ons praat uit die woord, en dat u 'n welgevalle daarin vind, dat ons bymekaar kom om gemeenskap met mekaar te hê, ook in besonder met u. Ons bid, Here, gee ons vanmôre geopende ore, ontvanklike harte, sodat die woord van die evangelie ook diep in ons mag ingaan. Ons dankie dat ons vanmôre mag weer hoor van u genade, die genade wat onbeskryflik is, die genade wat ons eintlik maar net dring tot verwondering. Help ons om op hierdie manier ook ons oë gefestig te hou op u Seun, ons Here Jesus Christus. Hy wat sy lewe volkome vir ons kom gee het, en die kruis as offer vir ons geoffer het, sodat ons ook vrygekoop u kinders mag wees, dat ons u volk mag wees. Dankie, Here, dat ons mag deel hê aan die verbond, dat ons die wonderlike en heerlike beloftes van die evangelie ook daarin mag hoor, en help ons om ook dit so tasbaar in ons eie lewens te maak. Help ons om die beloftes te glo, en volhardend te glo, ja, dit ten spyte van al die swaar kry en die beproewing, en die moeite wat hierdie wêreld saambring. Ons bid so ook in besonder vir baie van ons lidmate, van ons geliefdes, van mense wat se name ons nie eers ken nie, dat u by hulle sal wees. Die wat swaar kry, die wat siek is, die wat in hierdie week ook slegte nuus ontvang het en in die hospitaal opgeneem is, die wat bedlêend is, die wat vereensaam, die wat sonder hulp is, die wat oorlaai is met die sorge en met emosionele laste, die wat worstel met hulle geloof. Here, wees tog met elke een van hulle. En gebruik ons gewillig in die diens, sodat ons sal uitreik na ons medegelowiges toe. Ons lewe in 'n wêreld waar kommunikasie so eenvoudig is. Help ons, Here, om ook so uit te reik en te praat en te kommunikeer. Ons bid, Here, as dit u wil is, skenk ook beterskap, herstel, verligting, en daar waar dit nie moontlik is nie, Here, gee tog u vrede, gee tog berusting in u wil en in u besluite, en help ons om te groei wanneer beproewings oor ons paai kom. Dat die uitdagings wat u oor ons pad stuur, ons ten goeie is, help ons om dit ook raak te sien. En ons die wet vanmôre ook weer gehoor het, en die woorde van Paulus aan die gemeente in Efese, besef ons, Here, dat ons ook daardie oproep ter harte moet neem, om elke dag die ou mens af te lê, en die nuwe mens, geskape volkome volgens die wil van God,
Dat ons die nuwe mens wat gevorm is na die beeld van die Seun, Jesus Christus, vol geregtigheid en heiligheid, dat ons elke dag daardie mens moet aantrek. Help ons om te breek met die sondes wat ons so lank al mee sukkel. Help ons om vernuwe te wees in ons gemoed en ons gedagtes. En vergewe ons, Here, ons nog baie tekortkominge het. Ons bid, Here, dat U ook vanmôre saam met die sal wees wat onverskillig staan teenoor die woord, net 'n verlore wêreld daar buite, net die wat nog nie U woord gehoor het nie, net die wat op soek is na hoop en na verlossing, dat U ook deur ons na hierdie gefalle wêreld toe sal uitreik, en dat ons lig, U lig op daardie manier sal laat skyn. Mag wat ons sê en wat ons doen vir U welgevallig wees, Here, ons rots en ons verlosser. Ons bid dit in Christus Jesus, ons Here se naam. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 112. Psalm wat vanmôre ook aangehaal word in 2 Korintiërs hoofstuk 9. Ons sing saam vers 1, vers 2, vers 5 en vers 9. Besonder vers 5, gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit sy voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Kom ons staan, sing ons saam Psalm 112 en daarna lees ons uit die woord van die Here. Skriflesing vanmôre is uit die tweede brief aan die gemeente in Korinte, hoofstuk 8 en hoofstuk 9. Ons sluit ook hiermee af ons reeksprediking oor die wette, en ons fokus vanmôre op die 10de, waaroor ek ook baie versoeke gehad het. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God, wat aan die gemeente in Macedonië gegee is, dat hulle, te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, selfs bo vermoë, bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe, deur die wil van God, ook aan ons. Gevolglik het ons Titus sterk aangemoedig om, soos hy hierdie genadewerk reeds begin het, dit ook net so by julle te voltooi. Soos julle nou van alles oorvloed het, geloof en welsprekendheid en kennis, en alle ywer en die liefde, wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van ander se ywer die egtheid van julle liefde te toets. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee my mening hieroor, want dit strek tot julle voordeel, julle wat reeds 'n jaar gelede begin het, om dit nie net te doen nie, maar dit ook te wil doen. Voltooi dan nou ook die taak, sodat, net soos julle bereidwillig was om te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat julle het. Want as daar bereidwilligheid is dit aanneemlik volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Dit beteken nie dat ander verligting kry en julle swaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. Julle huidige oorvloed vul hulle tekort aan, sodat hulle oorvloed weer julle tekort kan aanvul en daar so ewewig kan wees. Soos daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie, en die een met net 'n bietjie, nie te min nie. En aan God die dank wat dieselfde ywer in julle belang in die hart van Titus gegee het. Want hy het wel ons versoek ontvang, maar hy het ook baie ywerig en vrywillig na julle toe vertrek. En saam met hom het ons die broer gestuur, wie se lof in al die gemeentes besing word, oor sy werk vir die evangelie. En nie net dit nie,
Hy is ook deur die gemeentes aangewys as 'n reisgenoot in hierdie genadewerk, wat deur ons verrig word tot verheerliking van die Here en as bewys van ons bereidwilligheid. So wil ons voorkom dat iemand ons verdink oor hierdie ruimsom wat ons behartig, want ons is bedag op wat reg is, nie net voor die Here nie, maar ook voor mense. Saam met hulle stuur ons broer, vir wie ons dikwels en in vele opsigte getoets en ywerig bevind het, en wat nou nog yveriger is, deur sy groot vertroue in julle. Wat Titus betref, hy is my deelgenoot en medewerker vir julle in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is gesante van die gemeentes, 'n eer vir Christus. Lewer dan aan hulle voor die gemeentes die bewys van julle liefde en van ons trots op julle. Eintlik is dit vir my onnodig om aan julle oor die dienslewering aan die heiliges te skryf. Want ek ken julle bereidwilligheid waarmee ek oor julle by die Macedoniërs spog, dat Agaia al sedert 'n jaar gelede gereed is, en dat julle ywer die meeste van hulle aangespoor het. Maar ek het die broers gestuur, sodat ons gespog oor julle in hierdie saak nie verydel sal word nie, en julle gereed sal wees, soos ek gesê het, julle sal wees. En ook, sodat, indien daar dalk Macedoniërs saam met my sou kom, en julle in hierdie saak onvoorbereid sou aantref, ons nie sal hoef te skaam nie, om nie eers van julle te praat nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan, om die dankoffer wat julle vroeër beloof het, in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer, en nie as iets wat afgedwing is nie. Die punt is, wie karig saai sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. So is daar geskryf staan, hy het wyd uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder, en hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. So word julle in elke opsig verryk om in alles vrygewig te wees, en dit loop deur ons bemiddeling uit op danksegging aan God. Want die hulp van hierdie bediening voorsien nie net in die heilige se behoefte nie, maar lei ook tot 'n oorvloed van baie uitinge van danksegginge aan God. Op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning gelewer word, verheerlik hulle God oor die hele gehoorsaamheid aan julle belydenis van die evangelie van Christus en oor die vrygewigheid van julle bydra aan hulle en aan almal. Terselfdertyd verlang hulle in hulle gebede vir julle vuriglik na julle, weens die oortreffende genade wat God aan julle bewys het. Aan God die dank vir sy onbeskryflike gawe. Ons fokusvers dan hoofstuk 9, vers 7 en vers 8. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Geliefdes in ons Here, wanneer ons as Nuwe Testamentiese gelowiges die wette van die Ou Testament lees, dan besef ons dat alles nie meer presies so van toepassing op ons is nie, maar dat dit vir 'n spesifieke gehoor, spesifiek vir Israel in 'n spesifieke tyd en omstandighede gegee is. Die beste manier, het ons laas gesê, is dus om te vra, wat is die beginsel daaruit? Byvoorbeeld, laasweek het ons in Levitikus gelees dat manne nie hulle wangbaard mag skeer nie. En volgens die beginsel was dit 'n gebruik van die heidense volke. En die Here se opdrag aan Israel was dat hulle anders as die heidense volke moet lyk. En daarom is dit nie meer nodig vir gelowiges vandag om gehoorsaam te wees aan hierdie wet nie. Dit, en in die lig van Christus se vervulling, geld dit nie meer so direk op ons nie. Maar, daar is enkele wette wat nie volgens hierdie beginsel so eenvoudig is om te verklaar nie. Is asof dit grensgevalle is, en een daarvan
is die tiendes. Die tiendes in die Ou Testament het drie doeleindes gehad. In die eerste plek, omdat die Lewiete nie hulle eie grond besit het nie, maar dienaars van die tempel was, en dienaars was wat die offers in stand gehou het, was dit nodig vir die Israeliete om 'n tiende van hulle inkomste te gee, sodat hierdie werk in stand gehou kan word. 'n tweede deel van die tiendes was eenkant gesit en gebruik vir die feeste, sodat die volk bymekaar kan kom en in die teenwoordigheid van die Here kan feesvier. En die derde deel van die tiendes was 'n bedoeling vir ondersteuning van die behoeftiges, vir die vreemdelinge, vir die weduwees en weeskinders. En op grond van hierdie beginsels blyk dit dat ons steeds bydraes moet gee. Dit is ook voor die hand liggend. Maar nou bly die vraag, geld hierdie beginsel van 'n tiende van ons inkomste steeds vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges? Trouwens, daar's baie kerke wat dit as 'n wet of 'n reël voorhou aan lidmate. En daar is nie 'n duidelike eensstemmigheid oor hierdie saak nie. Maar die vraag daarenteen, indien nie 'n tiende nie, hoeveel moet ons gee? Indien die opdrag nie meer geldig is nie, waarom moet ons gee? En dit is juist hierdie vraag wat ook in die gemoed van die gemeente in Korinte gebroei het. En daarom skryf Paulus aan hulle. Die Korinte van Paulus se tyd was 'n stad met baie ryk inwoners. Dit was 'n welvarende gemeenskap en waarskynlik die rykste kerk in daai tyd onder die Christene. En uit Paulus se briewe kan ons sien dat dit 'n gemeente vol geleerde mense en ook waarskynlik ryk handelaars was. En deur die Gees is hierdie gemeente ook gelei om 'n ruim insameling te hou vir die armes en vir die kerke wat dit nodig gehad het, en besonder die gemeente in Jerusalem. En daarom, wanneer Paulus by ander gemeentes gekom het, het hy graag oor hulle gespog, oor die ryk insameling van goedere wat hulle gehad het vir die armes. En juis ten spyte van hierdie ywer wat die gemeente in Korinte gehad het, skryf Paulus vir hulle breedvoerig oor die insameling. En dan moet ons vra waarom. Die antwoord is dat die Korintiërs aanvanklik ywerig en bereid was, maar dat hulle mettertyd lou geraak het. Hulle het verslap omdat hulle nie meer die nodigheid daarin gesien het om te gee en om by te dra nie. En juist daarom skryf Paulus aan hulle om hulle weer aan te moedig. En ons kan sy antwoord hoofsaaklik in 3 dele opdeel. Eerstens kyk ons na die rede hoekom ons gee, tweedens die hart waarmee ons gee, en dan derdens ook die gevolg van ons wat gee. In die eerste plek dan die rede hoekom ons gee. Om die gemeente se ywer vir die insameling weer aan te wakker, begin Paulus by die voorbeeld van die mense in die ander gemeentes. Hy begin by die hoekom. En ons teksvers vat dit pragtig saam. Vers 8. God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees. Eintlik sê Paulus dat God alreeds in julle gegee het. En daar begin ons. Ons gee omdat ons in die eerste plek van God ontvang het en oorvloedig ontvang het. En vir die gemeente in Korinte was die genade van God op 'n materiële vlak baie duidelik. Paulus sê self, hulle het oorvloed aan alles gehad. En tog is hierdie belydenis ook waar vir elke gelowige. Want alles wat ons het en alles wat ons is, kom van die Here af. En dit behoort ook ons gemeente se belydenis te wees. Ons lewe, ons gesondheid, ons geld en ons besittings, ja, al ons persoonlike dinge, alles wat ons het en dit wat ons individueel en as gemeente saam besit, dit kom uit die hand van die Here, dit is aan ons gegee, 'n genade van die Here. Maar soos die mense maar is ons baie keer ontevrede met dit wat ons het. Ons hou nie altyd van die wyse waarop God dit gee nie. Ons sou eerder geld en sukses wou ontvang deur niks te doen nie, deur dit net in ons skoot te laat val. Ons hoor gereeld hoe valse predikers sogenaamd preek, dat 'n mens net moet bid en dan na die posbus toe moet stap en dan sal die presiese geld in 'n koevertjie daar lê. Dit is gedeeltelik waar. God het die mag om so wonderbaarlik vir ons te voorsien en hy doen dit ook vir sommige mense. Maar dit is nie die enigste manier hoe hy voorsien nie. Hy gee gewoonlik op 'n baie minder skouspelagtige manier vir ons en nie elke dag se gewone gang. Daarmee saam gee die Here ook vir ons die opdrag om te werk.
Die Here gee ons gawes en talente. Hy gee ons werksgeleenthede en hy gee vir ons 'n sukses saam met ons werk. Die meeste van dit wat ons van die Here ontvang, kom langs die weg van toegewyde en harde werk. En daarmee saam, stem ons ook nie altyd saam met die hoeveelheid wat God gee nie. Ons ken almal iemand wat gereeld kla met die wit brood onder die arm, en dalk doen ons dit self. Ons kla nie omdat ons tekort het nie, maar ons kla omdat ons nie oorvloed het nie. Ons sou graag meer stoffelike gawes wou hê. Nou hoor wat sê ons teksvers verder. God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees. Die sonde maak ons verlang na meer en meer, na oorvloed, maar die Here gee altyd sodat ons genoeg kan hê. En dat moet ons daarbey saam leer om tevrede te wees met dit wat God gee, dat ons vergenoegd moet wees. Ja, dit is nie maklik nie, maar dit is bevrydend wanneer ons vrede vind in dit wat ons het van die Here, want juist dit is genade. Maar geliefdes, vir gelowiges gaan God se voorsienigheid baie verder as net kos, klere en geld. Ons teksvers lê die klem daarop dat God by magte is om alle genade oorvloedig aan ons te laat gee. En hierdie woordjie genade wys in besonder na die geestelike gawes wat God gee. Ja, dit gaan nie net in die eerste plek oor die stoffelike nie, maar ten diepste oor die geestelike. En hy wys dan die kerk in Korinthe hoe wonderlik die genade van God in die ander gemeentes gewerk het. Paulus vertel hoe die evangelie, toe hulle dit verkondig het in Macedonië, hoe die evangelie die harte van die mense verander het, waar hulle swaar gekry het deur beproewing en verdrukking en diep armoede, het hulle steeds bydra gegee. En nie hoe nie, hy sê dit was oorvloedig en met vreugde 'n rykdom van vrygewigheid. Besonders hoe die armes nie vra nie, maar juis gee. Ja, al was hulle arm en al het hulle swaar gekry, het die genade van God in hulle gewerk en hulle verander om dit wat hulle gee, die stoffelike wat hulle gee, minder te ag as die geestelike wat hulle ontvang het. En in hoofstuk 8 vers 9 sê Paulus dat juist dit die basis vorm. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Christus se rykdom as deel van die godheid, sy rykdom in dieselfde gestalte van God, het hy homself leeg gemaak. Ja, hy het arm geword deur die gestalte van 'n diensknegt, van 'n mens aan te neem, en nog verder arm geword deur te sterf aan 'n kruis. En daar aan die kruis verlate van God, het Christus die armste van alle armes geword. En juist daardeur het ons die grootste rykdom gekry. Want ons ontvang deur geloof in hom versoening van ons sondes, verlossing. Ons ontvang sy gees, ons ontvang 'n erfenis in die hemel. Ja, al besit ons dalk op aarde min, het ons ryklik ontvang. En juist dit is die verandering wat in die mense se harte plaasgevind het. Bring ons egter by die tweede punt. Dit gaan nie net oor die rede hoekom ons gee nie, maar ook die hart waarmee ons gee. Ons teksvers sê uitdruklik dat God gee met 'n doel, sodat ons weer oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Hoor mooi, ons ontvang baie, sodat ons ook baie kan gee. En in vers 10 vergelyk Paulus dan ons besittings met saad. Ons eiendom is 'n saad wat God in die saaisak van 'n saaier sit. Die saad is vrugteloos as dit net in die sak bly. En 'n persoon wat nie saai nie met die saad wat die Here vir hom gegee het, faal dan in sy opdrag as 'n saaier. Geliefdes, dit mag nie gebeur nie. En ons mag ook daarmee saam nooit sê, daar's tog nie behoefte in ons gemeente nie. Ek hoef nie te gee nie, want ek sien nie die swaar kry nie. Geliefdes, as ons nie die swaar kry sien nie, dan moet ons opgewek word om juist te soek daarvoor. En dan is dit nie in ons gemeente nie, dan moet ons soek buite ons gemeente se grense, want daar is baie nood in hierdie lewe. Trouwens, vir hierdie gemeente in Korinthe was dit juist 'n doel vir 'n ander gemeente. Paulus gee dan daarmee saam ook duidelike riglyne vir ons harte. Eerstens, die Here vra nie 'n spesifieke bedrag nie, maar dit gaan oor 'n gelykheidsbeginsel.
Hoofstuk 8 vers 13 sê, daar moet ewewig wees, die skale moet balanseer, en dit beteken nie dat almal eweveel moet hê nie. Nou, dit sien ons in die aanhaling van Eksodus 16, die een met baie het nie te veel gehad nie, en die een met net 'n bietjie, nie te min nie. Dit beteken wel dat elkeen wat gee, behoort te gee in die mate waarin hy kan gee, nie meer nie, ook nie minder nie. En dat elkeen wat ontvang, moet ontvang na die mate waarin hy nodig het, nie meer nie en ook nie minder nie. Dit gaan dus nie oor die hoeveel nie. Die Here sê, laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het. Nou, God maak nie die berekening nie, maar hy vra dat ons gee. En tweedens, dit gaan oor die gesindheid waarmee ons gee. Nou, daar's beide 'n positiewe en 'n negatiewe. Die negatiewe, ons mag nooit huiwerig of uit dwang gee nie. Ons moet nooit voel dat wanneer ek nou gaan gee, dan gaan dit hierdie swaar verlies wees vir my nie, dat ek met 'n swaar hart daarmee gee nie. Ons het juis vanmôre daaroor gesing, God voorsien vir die natuur elke dag. En daarom moet ons nie bang wees om te gee nie, want die Here sal altyd eers vir ons voorsien. En daarom kan ons altyd die koninkryk van die hemel eerste sit. En daarmee saam die positiewe. Die Here sê, wanneer ons gee, moet dit uit eie beweging wees, met ander woorde, vrywillig. Maar ons moet ook bereid wees om te gee. Ons moet nooit onverskillig staan oor bydraes nie. Maar dit kan nie net by bereidheid bly soos by die gemeente in Korinthe nie. Nee, dit moet ook oorgaan tot doelbewus gee. En dan as ons gee, bly moedig. En dit bring ons by die laaste punt uit. Die gevolg wanneer ons gee. In hoofstuk 9 gebruik Paulus deurlopend hierdie beeld van 'n saaier. In vers 6 lees ons, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Wanneer 'n mens saai, dan lyk dit eintlik asof jy weggooi, maar God gee weer met rente terug. In Spreuke 19 vers 17 sê hy dit in soveel woorde, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom in sy weldade vergelde. Ja, as ons gee, vrylik en blymoedig, dan gee God ook in oorvloed terug aan ons. Maar dit beteken nie dat die Here materiële oorvloed vir ons beloof, asof ons dit kan eis of die Here se arm draai nie. Nee, God gee terug op meer as net die materiële. En Paulus lig dit vir ons uit in die hoofstuk. Eerstens, ons kollekte of ons bydra is net soos alle goeie werke. Daarom dien dit tot sekerheid van ons geloof. En Paulus moedig die gelowiges aan, lewer dan aan hulle voor die gemeentes die bewys van julle liefde in Christus. Lewer die bewys daarvan. Wanneer gelowiges opreg en met blymoedigheid gee, dan dien dit as 'n tasbare bewys, nie net vir ons nie, maar ook vir ander, van hulle liefde vir ons, maar ook van hulle geloof in Christus. Tweedens, ons bydra dra by tot die doel van ons geloof, omdat dit God verheerlik. Vers 14 en vers 15 sê Paulus, uit die oorvloed wat ons gee, kom daar weer 'n oorvloed van danksegging aan God. Op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning gelewer word, verheerlik hulle God. En mag ons dan ywerig gee, sodat God gedank en geloof kan word, omdat hy deur ons voorsien het. En derdens, in hoofstuk 8 en hoofstuk 9, hoor ons van verskillende gemeentes wat bygedra het. In Macedonië spog hy oor die mense in Agaia, en in Agaia spog hy oor die mense in Macedonië. Elke gemeente wat gee, is 'n voorbeeld vir ander. Daar moet ons besef, dat wanneer ons blymoedig en met 'n vrygewige hart gee, is dit ook aansteeklik. En dit sal ook ander aanmoedig om by te dra. Geliefdes, ek sluit af. Wanneer Paulus vir die kerk in Korinthe skryf oor bydraes, dan verbind hy dit eintlik direk aan die Ou Testamentiese wette. Alhoewel hy dit nie aanhaal nie, gebruik hy presies dieselfde woorde as wat daar in Eksodus 24 en 34 en 35 gebruik word. En as ons nou terugblaai en gaan kyk, dan gaan dit nie oor die wet van die tiendes nie, maar oor vrywillige dankoffers op grond van die genade wat ons van God af ontvang het. En daarom noem hy dit doelbewus genadewerk. Die beginsel in vers 5. Paulus sê dat die Macedoniërs eers hulle self aan God gegee het. En toe,
ook vir mense. Die genade van die Here beteken dat hy ons vrygekoop het van alles wat ons vasbind hier op aarde. Ons het groter en meer oorvloedig ontvang as wat ons ooit sal hê. Al is ons arm, het ons ryklik ontvang. Hoe kan ons dan terughou van dit wat ons nog meer ontvang het in oorvloed? Daarom moet ons nie vra, geld die beginsel van die tiendes, of hoeveel moet ek gee nie. Die vraag is eerder, op grond van Christus wat alles vir ons gegee het, hoeveel kan ek gee uit liefde tot God en uit liefde tot my naaste? Aan God die dank vir sy onbeskryflike genade. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir al u genade. Ja, dat u nie net voorsien in al ons materiële behoeftes nie, maar dat u ten diepste in Christus vir ons in oorvloed voorsien het, vir ons geestelike behoeftes. Dat hy ons vrygekoop het. Ja, dat hy wat ryk was, juis homself arm gemaak het, sodat ons daardeur verryk kan word. En Here, hoeveel van ons kan werklik sê, dat ons nie geestelik in oorvloed ontvang het, maar ook materieel nie. Al kry ons swaar, al voel ons asof ons soms min het ons meer as die wat regtig swaar kry. Op ons Here, en daarom ook met blymoedigheid, nie uit dwang nie, maar met vrywillige harte in oorvloed te gee. Nie omdat iemand vir ons sê nie, maar omdat u genade so ryklik aan ons geskenk is. Sal u Gees ook stuur en so in die harte van elke gelowige werk, in die kerk, in die wêreld werk, maar daar soveel nood is, mag ons ook daardeur 'n getuienis lewer van u genade vir hierdie wêreld. Ons bid dit in Christus se naam. Amen.